good morning. Ja, hier is ons nou op 'n donderdagoggend. Wat van die vakansie? Nee, ek weet almal sien nou al uit na die vakansie. Ja. Hulle begin die dae aftel. Presies. Die adventkalender is Ja, besig om Pieter. vinnig leeg te raak. Is julle bos, see mense? Wat is julle gunsteling vakansiebestemming? Hierdie vakansie, die tuinroete, O, lekker. al om die huis, al om die huis. Okay. Maar in die Koense geval is dit die een hou van die see en die ander een hou van die bos. Ja. As ons nou na pa en ma kyk. Mm. Maar ons is eintlik maar maklik enige plek waar ook net kan relax en ontspan. Ja, ek dink dit is die beste manier om die vakansie aan te pak. Ja. Sonder twyfel 'n see-mens. Hoor nee, ek kan jou nogal sien. En ek dink Rasie ook. Ja, Ja. tussen die see en die bos is dit beslis see vir my. En ek sal wees, Bos. daar's hy. Ek wil net seker maak jy nou my ken, want julle gaan net hier antwoord Amper verkeerd. Jy was. Luister intussen, voordat ons nou hier so judgmental raak en ons uitsien daai heerlike program saam met ons. Arnold is hier met jou jongste sportgebeure. Ons gaan ook veearts toe. Leona van Leonis kyk hier, deel 'n paar wenke om 'n kerskoek te versier en ons fokus op skoon strande en strandveiligheid. Veral ook met die komende feesseisoen in gedagte. Ons kuier agter die skerms van Lihani Mai se nuutste musiekvideo waar ons eie Elsa haar lyf aktrise gehou het, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Right, I want to kick things off by asking, do you have a guilty pleasure? What's your guilty pleasure, Elsa? Ek dink Nutella. Okay, lekker. Hoe is dit nou soos No, it doesn't have to be food, just something that Ja. you indulge in and you're like, ooh. en jy dink, Ja. dis net so skelmpies afkyk of afluister Ja. of so. Nee, ek is maar op sweets. Mag Ja. nie sweets eet nie, maar ja. Maar wat is jy nou dan? Ja. My guilty pleasure is trashy reality TV shows. Dit is vir my net Oh te lekker. Well, here is a guilty pleasure that some have admitted to. Backdoor browsing. Now, this is a cheeky term for secretly glancing at other people's phones on public transport. It's surprisingly common among commuters, and many admit they do it out of harmless curiosity. Though etiquette experts say it still counts as snooping and it can make other people uncomfortable. Several passengers shared experiences of catching someone looking at their screens, from a man accidentally filmed on Snapchat while peeking, to a woman who saw a married man texting his wife and flirting with someone else at the same time, to more unsettling encounters where strangers leaned in and made comments about private messages. While some backdoor browsing is nosy but harmless, it can cross over into invasive or even creepy behavior, considering that over a third of women report experiencing harassment on the tube. Etiquette expert Laura Windsor advises putting your phone away, moving seats, or giving a pointed look if you catch someone reading over your shoulder. Some commuters even use anti-peeping screen protectors to avoid wandering eyes altogether. This for me is a huge invasion of privacy. I've never done this. Nee, wat ek stel ook nie belang nie. Wat aangaan, gaan aan. Het julle van daai skerms? Ek het een gehad met my vorige foon, Ja. net omdat ek bang was vir hierdie tipe goed, Ja. waar jy dalk langs iemand sit en dan gaan kyk hulle net so oor jou skouer en sien nou wat jy tik of wat se foto's jy na kyk en so. I think it's just so bad. Ja, maar dink jy nie van die mense wil jy sê jy moet sien waarna hulle kyk of luister of iets op hulle fone nie. Partykeer is hulle maar net so arrogant en hy sit ook maar net daar aan en dink ek, jeez ou. Jy moet net bietjie daar in jou eie hoekie wees of so nie. Ja. Ja, ek moet sê ek het nog nooit een van daai skerm, Ongelukkig. wat noem mense dit nou, maar net skerms om dit te beskerm privacy gehad nie. skerms of Ja, so iets. nog nooit nie, maar ek bedoel dit is vreemd as iemand die hele tyd so oor 'n mens se skouer probeer loer om te kyk met wie jy gesels of waarmee jy besig is. Ek wil net een ding vra en ek wonder wie van julle twee gaan dit die beste doen. So ek gaan julle al twee 'n kans gee. Give me a pointed look. Ek sal definitief glad nie Ek wou jy sê sy moet dit maar demonstreer en ek dink Rosie weet. Rosie, laat maak nou asof ek hier so geloer het dat jy en dan. Ek sal maar net sê, middag.
Soms ja, En jy? oor van my Myne- ek foon dink- af. Myne sal dalk meer met 'n fronsie gepaard gaan, so ek Ja. dink ek sal maar net so. Kom ons verander die onderwerp. Ek hou nie van die fransies nie. Met die nuwe jaar wat amper op ons is, het julle al 'n 2026 kalender bymekaar gemaak? Nee, nog nie. Ek het ook nie 'n dagboek nie. Dit is dalk vandag se probleem. Nee, ag man, die jaar is nog lank nie op 'n einde nie, so berre dit vir volgende jaar. Wel, die Australian Firefighters kalender 2026 is hier en help weer om fondse in te samel vir projekte wat 'n groot verskil maak. Vir meer as 3 dekades het die almanak organisasies ondersteun wat fokus op diererehabilitasie, rampverligting en die welstand van noodhulppersoneel. Die 2026 uitgawe dra baie by tot verskeie reddings- en sorginstansies wat reeds nuwe fasiliteite en lewensreddende werk moontlik gemaak het. Met 5 gewilde weergawe van honde en katte tot helde bring elke aankoop nie net vreugde nie, maar ondersteun ook mense en diere wat dit die nodigste het. So, dames, hoe lyk daardie kalenders vir julle? Ek sal so een aanskaf net ten bate van die liefdadigheidsprojek natuurlik. Kan watter dier is jou gunsteling? Was Kyk daar daai 'n- katjie 'n Elsa. alpaka daar gewees of 'n klein lama of ietsie. Ja. Regop staan daai katjie en loer hy vir jou met sy blou oë. Nou hoor gou hier. Kanada is ook hier ter sprake. Hulle brandweermanne het ook onlangs op die bandwagon geklim. Nee. Op die onwaarskynlikste wyse begin fondse insamel. Die Pender Island Fire Rescue se vrywilligerseenheid het onlangs viral gegaan. Viraal met dramatiese blou getinte video's vol mis, intense beligting en stadige heldeskote wat geïnspireer is deur die Twilight films. Agter die stylvolle video's is 'n toegewyde span wat brande, reddings en mediese noodgevalle vir die eiland se 2.500 inwoners hanteer. Hulle nuwe TikTok roem trek die aandag en na werwing, skenkings en veiligheidsboodskappe. En dit wys ook selfs 'n klein dorpie se brandweer dat hulle 'n groot indruk kan maak. Hoe mooi is dit ook nie? Hierdie is my baie kreatief en ek dink dit is so 'n goeie manier om bewusmaking te skep rondom die feit dat dit so nodig is dat mense wel hulle tyd gee Jep. vir organisasies soos hierdie. So ek dink dit is baie oulik en baie slim gedoen. Veral reddingswerkers, Ja. want ek bedoel dit waarmee hulle elke dag te doen kry. Ek bedoel 'n mens kan jouself nie indink nie. Maar Pieter, wat probeer jy vir ons sê? Moet ons nou in ons eie kalender begin werk hier? Dit sal gaaf wees, die goeiemôre, good morning kalender. Ek sal die foto's neem, julle kan die poses doen. Hy sal die foto's neem. Jy moet al die poses doen. Dan Ja. maak ons vir jou Mr. January right through to Mr. December. Ja. Wat weet jy wat gaan gebeur as hy nie deel gaan wees daarvan nie, gaan niemand dit koop nie, nê? Ag, hoor nou, asseblief. Jy is ons grootste aantrekkingskrag. Moet ek vir julle die pointed look gee dan? Baie dankie vir die komplimente nou, maar ja, dis vir my baie mooi en veral ook met brandweermanne goeders want hulle is so agter die skerms. Maar as daar noodgeval of iets is, dan wil jy op hulle knoppie druk, hulle moet dadelik reageer, hulle moet daar wees, hulle moet eintlik partykeer die onmoontlike vermag. So baie dankie aan noodhulppersoneel all over, reg oor die wêreld en ek dink ook veral in Suid-Afrika. Ja. Ons staan by julle veral wat die feestyd aanbetref. Mense raak mal, dilly en dan is daar maar noodgevalle ook wat baie meer sy kop uitsteek as normaalweg. Peter, you've said it so well. So as we enter the festive season, I think we should show even more love and appreciation to our first responders in this country. They are going to be working so hard to keep us safe and save lives over the holidays. And a big thank you to all of you from everyone at Goeiemorgen, Good Morning. Stay tuned. We'll be right back. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan.
soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek na Dit my lyk valleys, beter. ek wil dans op 'n Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dynamica.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Welkom terug. Jy kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning en daar's nog baie lekker dinge om na uit te sien in vandag se episode. Ons gaan onder andere later 'n paar wenke kry om 'n kerskoek te versier en ons liewe Elsa gaan maak ook haar debuut in 'n musiekvideo van Lihani May. Maar vir eers oor na einste Jennifer Elsa. Ag, baie dankie, baie dankie. Wie zijn er weer? Johan, ag Brad. Kietertjie Poen, to the rescue. Ek sien al hoe staan ek met 'n kykie of 'n hondjie daar op al. Op die kalender, nee, ons gaan hom beplan, hoor. Okay. Nie onthou, ernstig? dit is die Goeiemôre, Good Morning weergawe. So 'n koppie koffie? ja, beker, Ja. 'n tablet, jou bril. Ja, Ek het die antwoord. Ek en julle weerskante van my. Tuis, ek weet nie waar is jy nie, maar ek kan nog maar 'n draai kom maak. Goed, julle. So gepraat van tuis, want ek dink hy is nogal iemand wat vir ons meer kan vertel oor entrepreneurswese. Maar watter land dink julle fokus die meeste daarop of is die meeste daarop ingestel? Om entrepreneurs te kweek en te wees. Ek sal sê iewers in Asië, soos Japan of China of so. Die westerse lande, Ja. nê? Stem jy saam? Alhoewel ek dink ons as Suid-Afrikaners is ook ek het mos nou maar gesien toe ek ook in Amerika was, ons is planmakers. Ek Ja. weet nie of dit entrepreneurskap is nie, maar dit haak seker maar daarin. Wel, kom ek vertel vir julle, 'n nuwe studie deur die globale betaalplatform Remitly het bevind dat Suid-Afrikaners die sterkste ingesteldheid teenoor entrepreneurskap in die wêreld toon. Deur 7000 deelnemers uit 26 lande op die sogenaamde gift scale te beoordeel, het Suid-Afrika bo uitgekom met 'n telling van 46,18 uit 60, hoër as Brittanje en Ierland. Nou die studie beklemtoon dat Suid-Afrikaners bekend is vir hulle vasberadenheid, vindingrykheid en innoverende benadering, veral in ontwikkelende tegnologie en sogenaamde start-up ekostelsels in stede soos Kaapstad en Johannesburg, wat 'n mens nou nogal nie verbaas nie. Maar dit dui ook op 'n groot gaping tussen ingesteldheid en daadwerklike ondernemingsskepping, aangesien lande met meer ondersteuning, befondsing en vereenvoudigde prosesse meer nuwe besighede registreer. Die gevolgtrekking, 'n sterk entrepreneursgees is waardevol, maar dit moet gepaard gaan met 'n omgewing wat innovasie moontlik maak. Sosiale media reageer reeds positief, baie sien dit as bevestiging van Suid-Afrikaners se wêreldklas potensiaal. En ek dink
dit is nie 'n skok nie. Jy het net self verwys na Suid-Afrika en ek dink dit is wat van ons land een van die wonderlikste lande maak om in te leef. Ja, ek dink ook so, want ek dink die rede hoekom ons soveel grit het en soveel vasberadenheid het om iets te laat slaag, is die feit dat we don't sometimes have another choice but to do it ourselves. And I think a lot of businesses spring up out of providing a solution to something where there's a problem or a challenge, I should say, instead of a problem. So addressing the challenges, seeing where the gap is, and then someone will go, oh, you know what? The queues at Home Affairs are long. Let me start a business where I will queue for the people. I'll take all their documents and I will net as a voorbeeld. So daai tipe besighede sal nie noodwendig in 'n ander land so suksesvol wees nie, maar omdat daar sekere uitdagings is wat ons as Suid-Afrikaners in die gesig staar, the people are finding those gaps and these businesses are successful. En ek weet nou nie, dit voel nie vir my of ek vanoggend al wakker is nie, jy weet, maar ek gaan binnekort wees, maar ek dink veerkragtigheid is nogal 'n woord wat ook altyd vir my uitstaan wanneer dit kom by Suid-Afrikaners oor die algemeen. En ek dink dit is ook 'n eienskap wat so iets tot gevolg kan hê. Ja, dit is net amazing, jy weet, en as 'n ou, daai storie van 'n boer maak 'n plan, jy weet, as 'n ou ook sien hoe ouens planne maak, as hulle agterkom, nee, die hekmotor word net te veel gesteel, dan bou hulle hier een of ander dingetjie, of, jy weet, van 'n gorilla raak of 'n stuurstang wat jy toegesluit het, toe ouens ook innoverend geraak het met daai tipe van skepings. So ons Suid-Afrikaners is maar net amazing mense, man. Ons maak 'n plan. Hulle sê 'n boer maak 'n plan en 'n boervrou het 'n plan. Jy sien. Dis feite daai. Boervrou. Waar is jou nuwe liedjie? Weet jy, daai is jou volgende treffer, Pieter. Hoekom doen jy nie management nie? Daar sien jy al reeds 'n gap. Verstaan jy, ek het eers gedink aan die kalender, nou dink ek aan 'n volgende treffer. Yes. Dis hoe dinge werk hier by Goeiemôre. Oh, jy sien wat met die volgende treffer kom maar ook 'n volgende musiekvideo en raai wie het nou haar debuut al gemaak? Ek kan nie wag om daai storie te hoor. Ek's 'n bietjie senuweeagtig, maar nee, wat ek net wil sê is ook, ek dink dit is wonderlik want so iets en hierdie soort navorsing dink ek skep ook hoop onder Suid-Afrikaners, jy weet. Veral die jonger generasie. Ons weet dat werkloosheid onder die jeug, ons het dit al telke male hier bespreek. Dit bly 'n groot probleem, maar so iets dink ek skep hoop dat daar wel ruimte is vir daai vernuwing wat kan plaasvind in hierdie land. Ja, jy het ook 'n baie interessante punt gemaak om te sê dat daar is soveel entrepreneurskap in ons bloed amper as Suid-Afrikaners, but that needs to come with the necessary support and kind of just like education and training and all of those things that need to be put in place when you do start your own business, so that you don't start a business that's immediately going to fail, that you actually have all of the tools that you need to keep that business going and to keep it growing, because that's what you want as an entrepreneur. En ek is seker daar is organisasies wat juis sulke tipe entrepreneurs soek om hulle te ondersteun en ook touwys te maak met alles en daai rigsteen te kan gee op 'n manier. So, ja, lekker. Go South Africa. Ja. South Africa. I We guess- love you. If this was your sign to start your own business, go for it. South Africans are just on a different level when it comes to creativity. Stay tuned, because after this, we are going to learn how a South African studio is challenging us to consider child-centered design in architecture. That's going to be a really interesting chat. I'm really looking forward to that. And we've got lots more to look forward to on Goeiemôre Good Morning today, including a chat about the sport and, of course, Elsa's acting debut. Leonie Meis se splinternuwe musiekvideo is op pad en ons eie Elsa speel daarin. So maak seker jy bly net waar jy is. Goeiemôre Good Morning is nou terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Welcome back to Goeiemorgen, good morning. Hubo Studio is celebrating a standout global achievement after the Red Hill Early Learning Centre was named the winner for Best Use of Natural Light at the World Architecture Festival 2025. I'm joined now by the studio's founder and lead designer, Asher Marcus. Asher, welcome to Goeiemorgen, good morning. Thank you for having me. And a huge congratulations. I think that's where we need to start. What does this type of recognition mean for you and your studio? Okay, wow. So good to be here. We keep saying, no, it's a win for education. Hubo Studio it's been around for a few years, but we, about 3 years ago, pivoted fully into educational space and into designing for children, which has been such a cool and amazing experience. Since then, what we've done is done some amazing projects, and in particular, this Red Hill Early Learning Centre has been probably our most dynamic and kind of out there, forward-thinking educational space that we've made. So for us, it was massive. Natural light plays a huge role in the way that you've designed the space. Can you talk us through some of the ideas and the innovations that you addressed in this design? Sure. Okay, no, so great. Look, what happened actually in the event, we were shortlisted as one of the best schools in the world, top 10. And from that, we were further shortlisted from thousands of projects into a group of 9 guys for the Natural Light Prize, Best Use of Natural Light. So this was in Miami. And natural light's so fundamental, but we looked at it differently to these other projects because for us, okay, number one, it's a necessity. We had load shedding when we were designing this, which was a unique case. I mean, we were up against billion-dollar projects. Yes. In Australia, in Paris, in Chicago. So, I mean, it was some of our heroes were presenting, but they didn't have load shedding. and we had to design with light as a functional starting point. But that was just where we started. From there, we looked at light as a material. This is a Reggio Emilia inspired building. And Reggio Emilia is a little city in Italy where an educational philosophy comes from. And light there is considered a material that the children use to play with, work with, and see things differently through. And then what we said is, and this was our little add-on, which I think tipped it for us, we said light is a feeling. And at Hubo, we always start with the feeling and what feeling we want to try and chase. And light really was central, the feeling of feeling light, feeling like anything's possible, anything's going to be achievable. So for us, that was so exciting to look at light in those 3 ways. This is such a major award. I actually can't believe you're just chatting so casually about it, which is great. Studio, the light in this building is so important because it's an early learning center. It's for the kids. They get the light into this building while they are learning. What kind of impact do you think that makes on a child's experience of learning, especially at that young age? Yeah, so all of the research is pointing towards how natural light and acoustics are fundamental in kind of furthering your thought and giving you, I guess, regulation as a human being. Now, what's super cool about this building is the children control and manage the light. So that they've got these big wheels in the piazza and they open and shut the
the awnings, and so there's this big glass central roof which lets all the light pour in, and they can control it and let in what they want, keep out what they want. So for them, it's so cool to know they can change their environment. They learn about the seasons. They learn about how colors change in light. There's so much exploration with light. This is very much done as a collaboration with the Red Hill Early Learning Centre. Did they come to you and go, listen, we want this, these are your guidelines, or did you kind of do it the other way around and you worked around what they wanted? Okay, so Reggio Emilia is fully based on collaboration, and after I convinced them to send us to Reggio Emilia in Italy for a few days, I came back and I said, if we're going to do this, we have to do it the authentic collaborative way. And we had Joseph Gerassi from Red Hill, who's quite a visionary, and Sue Pilkington-Williams is one of the best educators I've ever come across in the world. And, we worked together with them, and not just them. They were happy for us to engage with the children. We did workshops with the children. We took them onto the site, and we did workshops with the teachers, and we spoke about, what do you want to feel in the space? How do you want to connect to nature? All of these things were absolutely fundamental in creating this design. So no, we collaborate. We do ground up projects, and authentic collaboration, for us is so much at the center of what we do. Asha, this has been an extraordinary year for you. You got recognition from the WAF, the SCAPE Awards, and the National Arts and Culture Award. What do you think is resonating most about your work with the global community? Sure, it's a good question. Look, we're very honored. This has been a great winning streak, and it's continuing, which is so cool. But what is resonating, I suppose, is that we're trying to make educational spaces nothing like the school that we know, nothing like the prisons and hospitals. The grey walls with the bars and the... Yes. Right. And so we're just trying to make the most wonderful spaces in a child's life. Make sure that school is a place of discovery, and then you create lifelong learners. People little children who become grown-ups who just continue learning, they don't stop. And for us, that's the crux. Not to say, what jobs will you have? No, what today, how do you feel? Are you okay? Do you have good self-esteem? Do you trust yourself? Do you trust yourself to create and innovate? And if you do at an early age, it's just so fundamental to your full-on foundations for all your decision-making going forward. That's so true. And also, sunlight and mental health are tied so closely together. Like, sometimes you'll have a bad day and you'll just go out for a walk in the sunlight and you'll feel a little bit better. So to have that from such a young age is so important. No, it's fundamental that we have such a good climate, first of all. It's such an advantage. I mean, we are dealing with a project in Surrey in the UK, and we're looking at triple glazing. So it's like we don't even double glaze. I mean, we really are so privileged here. We have to approach our projects with that realization that our context is so critical, and we have such amazing natural surroundings, and a child should not be stuck indoors feeling like they're in a box where they don't know where they are in space and time. So for us, we let the children connect to their natural environment as much as possible. This is amazing. Asha, just in closing, what's next for Hubo Studio? Okay, very exciting stuff on the horizon. I told you we've got a job in the UK, which is a new school, which is massive. We just signed a job in Miami, which is also a major deal considering we're there for the awards. We're at Atlanta, but the real crux, we want to build it local. Like we are pushing with amazing partner schools here from, St. Catherine's, Red Hill, Torrey Academy. We've got great contacts in schools here locally that we're just building unbelievable world-class educational spaces with. Wow. I'm so glad to have met you. This is so inspiring. Thank you for joining us this morning, Asha. So cool. Don't go anywhere. Right after this, Arnold will be here with your sport and everything that's happened this week and all the stuff you can look forward to over the weekend. Stay just where you are. Goeiemorgen, good morning. We'll be right back. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Okay, cool.
Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. You're tuned into Goeiemorgen, good morning. And our good friend Arnold Geertz is here to tell us about the sport. And South Africa is just a bunch of winners. We are just on a winning streak. Do you know how cool it feels to be South African at the moment? Yeah. I mean, it's cool regardless. It is. But at the moment, it's top tier. Dit kan nie veel beter as wat dit gister was nie, want 'n magnifieke 100-tal van Aiden Makram het gister die platform gelê vir Suid-Afrika se middelonder kolwers om 'n uitdagende teiken van 359 na te jaag. Gister, dit was 'n groot totaal om die reeks gelyk te maak met 'n oorwinning met 4 paadjies teen Indië in die tweede eendagwedstryd in Rajpur. Makram se 110 van slegs 98 balle is aangevul deur Matthew Breedske wat 68 gemaak het, ook vinniger as 'n loopie per bal, en Dewald Brewes skitterend 5 sesse en 'n enkele 4 in sy warrelwind 54 van 34 balle, maar daar was drama hier aan die einde. Tony De Zorzi het sy hampie seer gemaak en hy moes uiteindelik af, en ons het toe nou gedink, hier kom moeilikheid, hy het wel 17 van 11 afgemaak, maar Coben Bosch was toe nou die man wat die waardeur die drif getrek het. Op 'n stadium was het 27 van 30 balle af, en op die ou einde het Bosch 29 van slegs 15 gemaak, en daarmee saam die Keshav Maharaj, wat net enkel lopies gehardloop het, elke keer, maar homself baie goed van sy taak gekwyt het, en hy 10 van 14 afgemaak, en nou sit 1 elk in die reeks. That's amazing. It's the second highest run chase in India. Well done, Raj. Hey. Yeah, you know your stuff. That's amazing. The only other team that, and I think that was a 355 or a 56 by Australia. So that's only ever happened twice. And it was a heck of a performance. The one thing that was interesting is, and lots of people don't know this, but in Rajpur in particular, the ball gets very wet from the dew. And I think they changed the ball 3 times yesterday in that last innings. And even though there's 2 balls, they bowl 1 ball from the one side and 1 from the other side. So even then they had to change them regularly. But it also meant that the South African batsmen could then hit the slightly harder ball, and when it's slightly harder, it travels a little faster. En luister, ek dink net daai ouens was so gefrustreerd, want maak nie saak watter bowler hulle na ons kolwer se kant toe gegooi het nie. Nee, ons het hulle geloop. Sien hoe daai ouens gespeel het. En soos wat ons reg vroeër die week of verlede week ook gesê het, maak dit nou vir ons 'n wen. Dis nou 1-all. Now game is nou kan ons speel. Nou kan ons speel. En hier is ons nou. So oor die naweek is dit die derde en die laaste een. En ek dink India is effens onder druk, want onthou die toetsreeks het hulle ook baie sleg verloor. Ek wou sê redelik sleg. Baie sleg verloor. So hulle is onder druk wat dit aanbetref. Terselfdertyd moet ons ook sê Virat Kohli wat gister hulle 200-talle in hulle beurt gehad net so te loops. En Virat Kohli wat weer 'n keer sy 53ste 100-tal in eendagswedstryde. Gaan tel net al daai lopies bymekaar en sien jy hoeveel lopies is dit. Yeah, and Shame, you know what? They're not a bad team. I think South Africa is just shining at the moment, en daar's min wat die ander spanne kan doen om vir ons iets aan te sê. And let's not for a second forget that we were behind the black ball already, using a snooker term, because we were 1-0 down. That was a must win. You had to win. So there was extra pressure there as well.
Gepraat van extra pressure. Springbok slot Eben Etzebeth sal nog so 'n bietjie moet wag om sy lot te hoor na sy rooi kaart vir daardie beweerde oogkrappery op Wallis se Alex Mann. Etzebeth sou gister sy lot gehoor het na dissiplinêre verhoor Dinsdag, maar daar word egter 'n vertraging verwag wat tot Sondag toe kan gaan, want die eerste verhoor het 5 ure lank gevat. En, beskoon my, die dissiplinêre paneel was verdeeld en kon nie enigstens besluit wat hulle moes doen nie. So heel duidelik, die gevolgtrekking wat ons kan maak, is dat iets anders het opgekom. Nou daar is prentjies voor die tyd van Mann en 'n ander speler wat Etzebeth se gesig krap in 'n loskrim net voor dit. Nie dat dit Etzebeth se aksies enigstens beter maak nie, maar ek dink dit kan beteken dat daar versagtende omstandighede is. En soos ons gesê het, hy kan 25 weke kry. Dis 6 maande. Ja. So dit kan erg wees, maar hulle het nou tyd versoek, dis nou die paneel om die saak te heroorweeg en 'n ooreenkoms bereik oor 'n finale uitspraak om Etzebeth se lot te bepaal wat ten minste tot Sondag toe kan duur. So kom ons kyk wat gebeur. So as hy nou geskort word of verbân word, hoe affekteer dit dan die Sharks? Want hulle speel nou nog. Dis die Afrikaanse reeks se seisoen is klaar, die Springbokke vir die jaar, maar die Sharks het nog, they've got stuff to play for. Al wat hulle gaan sê is, oh, Sharks. Nee, dis It's just the Sharks. Okay. So hier's een van die dinge wat sê nou maar net jy is die eienaar van die Sharks, meneer Mazzotti. Ja. Goed. En jy betaal vir Eben wat jy hom ook al betaal. Ek wil nie eers spekuleer oor die bedrag nie, maar kom ons sê jy betaal hom. Ek gaan nou maar net 'n bedrag uit die 3 miljoen rand vir sy seisoen by die Sharks. Nou moet jy hom hierdie betaal, maar hy gaan miskien nie jol nie. So dit moet seermaak in 'n hele paar plekke, insluit net die beursie. Niks word gespaar. And also he's a really good asset to the team. So now imagine your team's lost its luck. Like, what are you going to do? Maar ek hoop regtig net die ding werk regverdigheid vir my. Ek sê ook nie wat hy gedoen het is reg nie, maar ek het dadelik gesê sy aksie of reaksie was as gevolg van iets wat andersins gebeur het. Want hy is so professioneel en ons weet, hulle weet van alles wat omgaan, maar iets het vir hom net op daai stadium gesê, so gaan dit nie aangaan nie. Onthou die reël sê you cannot retaliate. Dis wat die wet sê, nie die reël nie, dis 'n rugby wet. Laas ons gepraat van wette. Hy was 'n entrepreneur, hy Ek moet nie op daai storie terugval vir dit nie, Pieter. Dit mag dalk met die eerste oogopslag lyk na 'n relatiewe maklike loting vir die dubbele wêreldbeker verdedigende kampioene Suid-Afrika by die rugby wêreldbeker 2027, maar die gevolg van plasing in groep B vir die toernooi beteken dat hulle 'n potensiële kwartfinale teen die All Blacks of Australië het. Die All Blacks sal die topgekeerde in groep A wees saam met die gasheer Australië, wat die toernooi se openingswedstryd is, maar wie dit ook al wen sal waarskynlik dan 'n konfrontasie met die Bokke hê na die kwartfinale van die toernooi. Die Bokke is saam met Italië, Georgië, soos Jan Snyman sou gesê het in die ou dae, Georgia en Roemenië in hul groep geloot. So 2 van die 3 teenstanders wat hulle vanjaar gespeel het en maklik gewen het, terwyl Roemenië nie na verwagting eintlik 'n uitdaging sal bied nie, maar waar dit dan interessant word, is wanneer die toernooi na die uitklopfase gaan met die ronde van 16. Die Bokke, indien hul groep wen, soos verwag, sal waarskynlik die beste derde geplaaste afronder van groep D, E of F teekom, wie ook al die meeste punte het. En waarskynlik sal dit seker Uruguay, Portugal, VSA of Tonga wees, en ek dink nie dit behoort te veel van 'n uitdaging daarbey saam te wees nie. So. Maar die dag as dit gebeur, dan dinge heeltemal anders daar. Exactly, you never know, right? Dink net terug aan 2015 in Japan. As jy daaraan terugdink, ek rou nou nog. Annie, ek het nou genoeg gehad. Sorry Piet, ek sal nie weer daaroor praat nie. Skus. Miskien in Japan. Imagine bringing that up. No ways. Dis moontlik. Ons sê elke maandag sê ons jy kan nou nie glo wat gister gebeur het nie. Hierdie ding alweer getild. But also just give us the cup to keep. Oh, I like the way you talk, Rosie. Nog 'n wêreldbeker en nog 'n wêreldrekord, 3 keer ingeruim. Dankie Annie, lekker naweek. Bly ingeskakel want net hierna gaan ons 'n draai maak by die veearts en kyk of die hondjies en die katjies se sterte net so lekker swaai. Soos ons in vanmôre hier by Goeiemôre, good morning. Ons is reg vir hulle. Veearts, hier kom ons. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim.
Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Daarin raser, as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy, nee. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ons kuier vandag weer hier by Olympus 24 uur diere hospitaal en spesialis verwysingsentrum en ek staan nou hier saam met dokter Jamila van der Walt en haar dierekind Ruger. Ek wil vir julle sê welkom, maar ek wil dankie sê dat ons weer hier kan kuier. Dis lekker om jou te hê. Goed, wat behels jou rol by hierdie dierehospitaal? So ek is die noodveearts en die na-ure veearts hierso by Olympus en ek het 'n spesiale belangstelling in dieregedrag. Ek is hierso reg deur die aand om noodgevalle en ongevalle aan te spreek en ek geniet my werk verskriklik. Dit is nie my professie nie, dis eintlik my passie. So ek leer verskriklik baie hierso en ek voel ek groei elke dag as 'n veearts want ons kollegas funksioneer half op 'n hoër vlak as 'n ander kliniek omdat dit 'n spesialiskliniek is. As ek nie in die aande my veeartsvernuf verskerp nie, dan gee ek my liefdesdade terug aan die gemeenskap deur my geen profit organisasie Postcare Network. Sjoe, dis baie interessant. Maar hoe maak 'n mens in 'n noodgeval en hoe kan ons kykers met julle kontak maak? So ek is die heeltyd beskikbaar na ure. Ons is altyd hierso en my spannetjie is baie goed opgelei in ongevalle en al daai goedjies. Ja. Ons het al die toerusting waar jy kan dink om jou hondjie of jou katjie te assisteer as daar 'n noodgeval is. Ons het X-ray masjiene, ultraklanke, ventilators, suurstofmasjiene. Ek het 'n noodkussie wat reg staan met al die medisyne in as jou hondjie inkom dat ons dadelik kan reageer. Ons wens altyd dat mense kan inbel met 'n noodgeval sodat hulle ons vooraf kan waarsku wat inkom met 'n kort beskrywingkie. Dis nie altyd moontlik nie, maar dit is goed want baie van die keer is ek besig met 'n noodgeval, ek is besig met operasie en dan kan ek my opgeleide veearts, verpleegster of tegnikus vra om so lank reg te maak vir jou diertjie wat inkom. Gedurende die aand werk ons op 'n stelsel wat kritieke pasiënte voorkeur kry. So as jy in die aand inkom en almal is altyd welkom, maar as jy inkom en jy's net 'n gesondheidsondersoek of jy het 'n entingkie, dan mag jy dalk 'n bietjie wag omdat ons eers met noodgevalle werk en dan die ander sien.
Maar ek dink wat so uitstaan is die feit dat dit 'n 24 uur dierehospitaal is en dit maak dit baie gerieflik. Ja. Nou wil ek vir jou vra, want baie van ons troeteldiere is so 'n bietjie ongemaklik wanneer hulle veearts toe moet gaan. So hoe kan ek my diere kan voorberei vir 'n streslose besoek aan die veearts? So dis iets wat baie na my hart lê. Ja. Net soos wat jy jou kind skool toe stuur om haar voor te berei vir die lewe, so voel ek dat jy jou hond die nodige toerusting moet gee om selfvertroue te hê om deur die lewe te gaan en alles te kan aanpak sonder om te stres, onder andere veeartsbesoeke en veral vir 'n ontydige besoek, jy weet, so hulle moet gewoond wees daaraan. En die beste wat jy kan doen is om hulle 'n positiewe assosiasie by die veearts te gee en die personeel. So ons doen dit deur intentionele kondisionering met ons hondjies te doen, net soos wat hulle kos en liefde en aandag en 'n warm bed nodig het, medikasie as hulle siek het, so het hulle selfvertroue nodig om enige situasie aan te pak. Ek vra altyd vir my kliënte om 'n bietjie aandag daaraan te gee en hulle te leer hoe om 'n stresvolle situasie te hanteer. Dis eintlik baie maklik. Al wat jy moet doen is jy moet baie belonings gee, so sweeties en so. En dan moet jy hulle leer dat hulle in 'n kar kan ry rustig, dat 'n kat in 'n krat kan gaan sonder om te stres. Jy weet, om algemene hantering te doen met hulle, dat hulle besef dis nie so erg om byvoorbeeld 'n mylband te dra as jy 'n reaktiewe hond het nie. Dis nogals belangrik. Maak 'n gewoonte daaraan om na hulle neus en oë en ore te kyk, vat aan hulle voete, maak 'n gewoonte daaraan om voordat hulle gaan slaap of voordat jy hulle kos gee, deur hulle hele lyfie te gaan dat hulle weet dis okay as mense aan my vat. Geef hulle daai positiewe assosiasie met die veearts en met die kliniek net om dit 'n bietjie meer lekker te maak vir hulle om in te kom. Leer hulle om op tafels te sit en gemaklik te wees. Leer hulle om op skale te klim, want die kleinste dingetjie om jou hond op 'n skaal te sit kan al klaar die toon sit vir die res van die veeartskonsultasie, jy weet. So as dit klaar 'n stresvolle ding is, dan sy klaar gestres vir die res van die konsultasie. Ons probeer die hokkies en die bedjies so stresvry en gemaklik as moontlik maak. Ja. Maar die hondjies wat weet wat dit is om in 'n hok vir 'n klein rukkie te sit, vat dit baie makliker, stres baie minder en word vinniger gesond. So dis regtig 'n goeie idee om jou hondjie te leer dat dit oukei is om 'n klein rukkie in 'n hokkie te wees en dit dan soos 'n ware wenner te hanteer, jy weet. Dis minder stres vir die veearts, dis minder stres vir die pasiënt en dis minder stres vir die kliënt as hulle hondjies weet wat dit is om 'n bietjie in 'n hok te sit. My goue reël vir kliënte is altyd goeie gewoontes, goeie stresvrye veeartsbesoeke. En dit is maar die motto waarop hulle moet gaan. Dit klink vir my asof jy die animal whisperer is van hierdie dierehospitaal. Jy wil ook vir ons vinnig wys na aanleiding van wat ons kan doen. Ja, so basiese goed soos om jou hond so nou en dan op 'n tafel te tel en net vir hom sweeties te gee terwyl hy rustig by jou is in die geselskap. Dit help regtig baie. Leer hulle dat jy aan hulle ore kan vat, jou vinger in die oortjie kan druk. Jy kan hulle oogies kyk, jy kan sy neusie kyk. Is dit lekker? En dan om stil te hou, net om stil te hou dat die veearts lekker die lippe kan oplig. Ja, dis 'n soet hond. So dit is alles wat 'n mens by die huis moet doen. Dis alles goed wat jy by die huis kan doen. Dit is heeltemal normaal as iemand aan jou voete vat. En dit is heeltemal normaal as iemand jou ruggie voel. Wel, hy lyk vir my heel rustig en gemaklik. Dr. Jamila, baie dankie. Dis net 'n plesier. Nou soos jy kan sien, is jou diere in baie goeie hande by hierdie dierehospitaal. Maak seker jy skakel gereeld in wanneer ons 'n volgende keer nog wenke met jou deel. Nou ja, Kersfees is om die draai en ek is seker almal van julle is besig om daai Kersfees spyskaarte te laat werk en uit te werk hoe dit moet gaan lyk en natuurlik hoe dit gaan proe. En dan wat die spyskaart dan betref, as jy nou by die hoofmaal verby is, dan is dit tyd vir die pudding, die lekkernye en Leona van Leona's Kuikerie is hier in die ateljee om vir ons te wys hoe jy op 'n kreatiewe manier ook vir jou 'n kerskoek kan versier en die dinge doen. Leona, baie welkom. Baie dankie. Ek sien ons het hierso 'n clean canvas soos hulle sê. So wat gaan jy vandag vir my wys? Vandag gaan ek vir jou wys om 'n vinnige kersboom op 'n koek te pipe. Ja. Dit is miskien 'n last minute koek decorating wat jy vir jou familie wil voorsit vir Kersfees. En eintlik is dit baie fun om te doen. Jy kan eintlik dit baie persoonlik maak. Alright, nou maar laat ons begin want ek weet ons het min tyd en ons moet tussenin gesels. Wat bied julle alles terwyl jy nou die eerste stap daar gaan uitvoer? Gaan ek sommer eers te begin. Ons bied kyk decor experiences aan. Kyk decor experiences. Ek sien jy's op die groen, ja, ek gaan ook op die groen. So dit beteken mense kan kom en hulle eie koek versier. Ons net soos wat hulle wil. Net soos wat hulle wil. Ons gee vir hulle al die tools wat hulle nodig het, ons gee vir hulle 'n bietjie van 'n guidance en dan is dit hulle eie canvas. En hulle speel
hulle vat hulle tyd daarmee en dit raak baie persoonlik. Dit raak elkeen se talent, se skills, se childhood memories kom uit op die koek. Beautiful. Wat sal die stappe wees? Ek het nou eers hierso, lyk dit vir my ook soos 'n Kersfeesboompie. Jy is al voor my. Nee, jy sien ek moet probeer. Ek sê nou nie my Kersfeesboompie lyk so baie mooi soos joune nie. Jy doen. Maar ek probeer. Okay. Myne lyk soos asof hy voor 'n trok ingeval het of ietsie gebeur het. Maar in elk geval, okay. Alright, dis baie lekker. En is daar sekere tendense wat die feesseisoen aanbetref? Definitief. Ek sien mense hou nog steeds baie van goud. Hulle hou baie van natural colours. Ek sien jy het vir ons goud saamgebring. Ek weet nie waar gaan dit ingepas word nie, maar ek moet my boompie hierso voller maak. Soos jy joune voller maak. Hierdie is natuurlik baie soet lyk dit vir my en dit gaan baie lekker wees. Okay, tendense is dit. Nee, nou moet ek ophou want nou lyk my boom nie meer soos joune nie. Ons jou blare. Toe maar hier gaan hy. Hier kom my blaartjies. Dis baie lekker en ek moet vir jou sê, bied julle ook kursusse of so aan dat mense kan kom inloer. Is daar akademie of so, dan kan die mense 'n bietjie kom koekversiering leer. Hulle kan dit leer. Hulle kan ook sien hoe ons professionele decorators ook custom koeke maak. En dan doen ons natuurlik ook vir corporate geboue ook doen ons teambuilding. Dis lekker. So voordat ons vir die goeiemôre kalender gaan opdaag, dan kan ons net gou na jou toe kom om 'n koek te versier. Natuurlik. Okay, lekker. My boopie is reg en joune? Myne is reg, hy sy bys. Wyse uit bys. Moet ek dit ook in groen doen? Dit kan in groen of in So swart. kom my bys. My boom is op 'n skewe plekkie hier, maar daar's my bys. Ooh. Daar's die bys. Okay. Nou kan ons met sprinkles die Okay, you do it. I will follow you. Pragtig. Nou kan jy regtig ook besluit goud, rooi. Ons is mos op Kersfees. Ons is op jy kan Kersfees, enige ding ja. gaan. So jy moet 'n basis kry. Is maar soos 'n lyk vir my regtig soos 'n ou skildery sal vat, nê? Ja. Maar hy moet ook smaaklik lyk op die stadium. Hy lyk vir my baie mooi net so plain, maar nou het ek hom kom bederf. Maar okay, vorentoe gaan ons. Sit ek baie van hulle op, strooi ek hulle met die hand, hoe maak ons? Kom ons strooi dit met die hand. Ja. Dit hang van persoon tot persoon af. Ja. So niemand se kersboom lyk dieselfde nie. Niemand se koek lyk dieselfde nie. Span sal julle ook wil hê. Alraai, vrugtekoeke is ook altyd die ding met Kersfees. Is dit ook hierdie geval? Nee, ek in my eerlike opinie dink ek die trifle moet terugkom. Ja. Maar daar's baie goeders wat mense met 'n trifle kan doen. Ek dink mense kan Oreos insit, mense kan bar ones insit. Dit hoef nie net die koek te wees met die custard layers en die jelly nie. Dit kan baie groot gaan. Nee, daar's al my versiering reg goed is omdat ek nie my hand wil gooi nie. As dit nie glitter is en sulke goetertjies nie. Alraai. Ek het goud, ek het ligte goud, ek het baie goud, ek het min goud. Ek kort nog 'n bietjie kleur, rooi. Kan ek vir rooi aangee? Rooi. Rooi sal vir my werk. Woe, kyk nou net hoe pragtig lyk dit, maar ek is seker jy gaan vir my nooi eerder vir 'n kursus as wat jy sê, kom versier vir ons een van ons koeke. Is dit nogal 'n ding wat in is? Hou mense daarvan? Ja, ons is heeltyd vol geboek. Mense love dit. Mense kom terug vir die tweede keer, vir die derde keer. En ja, dit is vir verskillende events. Kan ek hierdie insit iewers? Natuurlik, kom ons sit dit moet ek in. dit klein hou? Nee, kom ons gaan Kan ek hom groot maak, kan ek hom klein? Ja? Moet hy driedimensioneel lyk? Moet hy ek wil maar net weet. Dis Kersfees. Kyk net hoe pragtig lyk dit. Alla krag die mense, dis Leonas van Leonas kykerie wat saam met my kuier en hulle weet ook vir wie om nie die koekversiering te gee nie, maar. Dis fyn. Hoorie maar ek dink dit lyk baie lekker. Kan mense by julle bestel? Kan hulle inloer? Het julle 'n winkel? Natuurlik, ons is online. Ons het 'n website vir al op social media, soos baie groot. En ook op WhatsApp. En op WhatsApp, sal jy my koop eet? Wat's fout? Kan ons glitter opsit? Ons kan. Miskien net 'n bietjie glitter. Hoe werk hierdie glitter? Spyt, ja. Kyk net daar, slow-mo gaan. Lekker. Leona, baie dankie dat jy by ons kom kuier. Kyk gerus uit vir haar. Kyk, is net glitter. Leona's kykerie, dis waar jy wil wees vir heerlike Kersfeeskoek en baie meer en sy gaan beslis weer vir ons kom kuier. Net hierna kyk ons na die veiligheid van strande, skoon strande en meer. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Daarin raser as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. This is Goeiemorgen, good morning. With the holiday season upon us, our beaches are calling. And next up, I am chatting to Zoe Prinsloo. She is an environmentalist and founder of Save a Fishy, about how we can enjoy our beaches responsibly while keeping our oceans and marine life safe. Zoe, welcome back to Goeiemorgen, good morning. It's so nice to chat to you again. Thank you so much. It's so lovely to be back. Which beaches in South Africa would you recommend visiting during the festive season? I actually recommend a different approach in trying to find unique and different beaches that you maybe haven't been to before. Our hotspots and, most popular beaches in Cape Town, they usually get crowded very quickly. They are usually left, unfortunately, very messy. So I encourage going out a bit further. Personally, I think Melkbos is a beautiful beach. It's very clean. And then more towards Hout Bay, Muizenberg, places like that are also amazing to go and visit. So, yeah. You just mentioned the crowdedness of the beaches and the popular beaches in Cape Town. And you also spoke about that crowding kind of leading to a lot of litter and dirt on the beach. So what are your top tips for keeping the beaches clean while you're also enjoying them on your holiday? Yes, so honestly, it's the most easiest solution is to just take back what you bring to the beach. Leave it the way you found it. Simply pack in a rubbish bag with you and make sure that you put all of your litter and things that you've used back in the bag and take it off the beach with you. I also encourage, if you see that the beach is unfortunately in a bit of a bad state, maybe while you're relaxing at the beach, just take a bag, go for a little walk, pick up a few things. That sort of visual awareness and learning is super important, and it encourages and reminds others to please leave the beach the way you found it.
No, absolutely. And that little walk on the beach and going to kind of tidy up is something that you can do with your family. So if you're at the beach with your kids, for example, just pick them up, go for a little walk and pick up the litter and the trash that is polluting our beaches. Absolutely. How can visitors minimize the environmental impact at the beach because it is peak season now? Yes, I think the easiest way to minimize your sort of plastic use and waste is pack in your own little lunch and picnics, refill your own water bottles when going through. So try and avoid stopping at the shop beforehand or grabbing, takeaways, things like that. Rather just go and, pack something at home, put a little picnic together. It'll be a lot more enjoyable as well. And you avoid then all of the plastic wrapping and containers and the hated takeaway bags that we find all over the beach. Absolutely. Do you have some kind of eco-friendly habits and tips that you can share with us, and also possibly products that we can take with us to help protect the beaches while we're still enjoying them? So yeah, in terms of, generally going down to the beach, it's always great to make sure that you have a reusable shopping bag. Make sure to have your water bottle, your single-use plastic alternatives, so your own cutlery, straws, things like that. In terms of going further, you can make sure that, the things you're using are eco-friendly as well. Your sunblock and things like that are also super important. And when going down to the beach, just always make sure that you're taking off what you're bringing on and leaving it the way you found. And I think the awareness part of visually, if you see someone leaving their stuff, maybe just give them a heads up and say, look, we need to take it off the beach with us. Yeah. By the time city comes and cleans, the wind has blown things away. It's blown things into the water. Tides come in and take things. So even though it's going to be cleaned up, it shouldn't be left like that. And yeah, you shouldn't practice those habits anyway. Absolutely not. Where can people find more information about the work that Save the Fishies is doing? Yes, so we are pretty much on all platforms. I usually say you can even just Google Save a Fishy. You'll get all of our articles, our websites, Instagram, TikTok. But you can pretty much just search Save a Fishy on Facebook, Instagram, TikTok, and you'll get everything there. And you can see then our upcoming beach cleanups and events and some more campaigns on how you can make the world a cleaner place. Oh, thank you so much for joining us this morning. That's Zoe Prinsloo from Save a Fishy. There you go. Our beaches are there for us to enjoy, but leave them as you found them. Elsa has got more about ocean safety this holiday. Ons fokus nou op strandveiligheid en ek gesels nou met Shaal Marits van die Nasionale Seereddingsinstituut. Goeiemôre en baie welkom. Môre Elsa, baie dankie. Goed, ek wil sommer begin deur vir jou te vra, watter algemene veiligheidsmaatreëls beveel die NSRI aan vir mense wat ons strande die feesseisoen besoek? Baie dankie. Ja, die basiese veiligheidsplan wat mens moet hê is om met 'n plan vorendag te gaan. Gaan na die strand toe met die regte tipe van toerusting en met die regte tipe van houding om dit 'n lekker maar veilige dag te hou. Jy weet van die gebruik van sunblock en daai tipe van goeders tot die aspekte waarin mens in 'n lewensreddersarea gaan swem, seker maak dat jy die area ken of ten minste rondvra oor waar die veiligheids aspekte is waarna mens moet kyk. Daar's definitief 'n aantal goeders, maar as jy nie na 'n area is, vra van die locals wat aangaan en gewoonlik is die beste ding om die lewensreddingsareas te identifiseer en met die lewensredders interaksie te hê oor die veiligheidsmaatreëls. Goed, daar is natuurlik aangemelde gevalle van hondsdolheid onder robbe in die Wes-Kaap. Hoe gemaak as jy een van die diere op die strand teekom? So
Dis natuurlik 'n wilde dier nommer 1 en soos mense in die Kruger Nasionale Park of enige park vir daai for that matter rondry en nie uit jou kar uit klim nie. Moenie 'n wilde dier benader en dink dat dit nie 'n gevaarlike aspek is nie. Hulle mag dalk oulik lyk either of op die strand of in die water afhangende van hoe jy jouself bevind. Maar as jy 'n rob op die strand sien, hulle mag dalk net besig wees om te rus of 'n bietjie in die son te bak, maar daar is definitief hondstolheid wat onder die robbe in die Weskaap aangeteken is. So dit is 'n ding waarna mens moet kyk en die basiese ding is om weg te bly van sulke diere af. Sodat jy nie in kontak kan kom nie. Maar as jy in die water is en daar is robbe in jou omgewing, sal dit waarskynlik 'n beter idee wees om jouself uit daai situasie uit te kry. En dit is altyd tragies wanneer 'n mens verneem van die hondsdolheid onder die robbe, maar ja, ek dink dit is 'n baie goeie boodskap om hulle liewer net uit te los en net so van ver af te aanskou. Hoe kan swemmers en strandgangers hulle self teen algemene risiko's soos baie sterk strome beskerm? So weer eens, ek gaan altyd teruggaan na die feit dat wanneer jy op 'n strand aankom en beplan om in die water in te gaan, maak seker dat jy dit doen in 'n lewensreddingsarea. Die areas word oor die algemeen baie goed aangedui tussen vla en met verskeidenheid borde en aantekenings. En dit is natuurlik die beste plek, want daar's iemand wat 'n oog oor jou hou en daar's ook iemand wat jou veilig hou. Maar daar is natuurlik strande landwyd wat nie lewensredders op het nie en mense sal nog steeds wil gaan swem in daai areas. So bly by jou capabilities, so te sprake, en maak seker dat jy nou nie in 'n situasie kom waar jy uitgetrek word deur 'n stroom nie. Daar is 'n ding wat in Engels die naam is 'n riptide en 'n rip current en dis basies as gevolg van die ondergang van die seebodem waar daar kanale is wat naby die kus is wat 'n terugtrek, either 'n kantwaartse of 'n na seewaartse terugtrek veroorsaak. As jy in een van hierdie goeders beland, moenie teen dit swem nie, probeer om saam met dit te swem as dit moontlik is of 90 grade tot dit te swem en belangrik om kalm te bly. Gewoonlik as jy ook swem met iemand wat in jou omgewing is sodat jy nie alleen is nie en dat as jy in die moeilikheid kom dat iemand vir jou either kan hulp aanbied deur 'n flotation device soos ons NSRI se Pink Rescue Buoys of al dan nie om hulp in te roep deur iemand anders wat dalk in kan kom of een van ons lewensreddingsdienste. Charles, julle doen ongelooflike werk. Hoe kan mense die werk van die NSRI ondersteun? Ag baie dankie Elsa. Ja, ons het natuurlik baie inligting op alle platforms beskikbaar vir mense om in te gaan en te gaan kyk na wat aangaan in die NSRI. Ons is 'n donor-funded organisation en ons is baie dankbaar vir al die mense wat so wat hulle donasies aan ons gee en ons probeer daarom hard om hierdie werk ordentlik te doen deur omtrent 1500 vrywilligers wat van hulle tyd vrywillig gee om die model te maak werk. En op enige van ons platforms waar inligting beskikbaar is daar altyd 'n knoppie wat sê this is how you donate dis so maklik soos the click of a button omtrent, maar jy kan ook altyd inbel, daar's definitief 'n kontaksenter wat hulle hart uit probeer om ander te kontak en hulle mag dalk aan die ander kant van die lyn wees. En ek wil ons kykers werklik aanmoedig om dit te doen en julle te ondersteun. Baie dankie. Nou bly ingeskakel want net hierna kuier ons agter die skerms van Leani Meyer se nuutste musiekvideo. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Go on. Okay, cool. Come on, we have to go.
Sleep is meant to rejuvenate the mind to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Bye ma, bye pa. Vat. Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. So, Leonie May het onlangs by ons in die ateljee gekuier en my oplig gevra of ek in haar volgende musiekvideo sal verskyn. Ek het al daarvan vergeet en nie veel daarvan gemaak nie, en toe bel vriendin Leonie May so 'n paar weke terug en sê dit is tyd. Ons kyk nou na wat agter die skerms gebeur het. Okay, so ek het nou 'n mikrofoon hier iewers gesteel. Goeiemôre, good morning is hier, maar moenie bekommerd wees, ek gaan nie sing nie. Ons gaan net so 'n bietjie toneel speel want ons is hier vir liewe vriendin Leonie May se musiekvideo. Vriendin, vertel ons meer. Dit is die maak van die musiekvideo. Ek gaan jou vat vanaand by Wildebeest Live in Boksburg en ek het jou beloof as vriendin en omdat ek jou soveel jare ken, asseblief kom wees deel van my video. En ons is hier so ons gaan nou lekker, jy weet, lekker video maak hier so in Wildebeest. So Elsa is deel van die video. Ek gaan jou vat vanaand. Ek gaan jou vat vanaand. Ek kan nie wag nie, ek is opgewonde. Hierdie voel vir my so bietjie soos 'n dokumentêr. Dalk is dit 'n mini dokumentêr. Ons gaan kyk hoe die aand uitdraai. So is dit tyd om te gaan. Dis tyd om te begin. Elsa is reg. Kom ons gaan. Dis hy. Ons gaan net hier verby beweeg. Toe ek die song hoor vir die eerste keer, toe dog ek by myself, Leonie kort 'n vars storie. Omdat die song so lekker is, kort daar 'n lekker vars storie. So toe besluit ek, kom ons skryf vir Abel in om die karakter te speel van hierdie ou wat by 'n bar is en waar hy alleen is en hy het so 'n bietjie vriende hier en daar, maar hy is die teiken. Kyk, Leonie is 'n powerful woman, jy weet, en sy kom natuurlik in die storie in waar sy met hom begin flirt en op die einde van die aand heel moontlik met hom wegstap. So ek het gedink, kom ons bring daai tipe van 'n flirtiness in die song in en dis hoekom ek die konsep gekies het.
Verstapper wakker wilde aan. Ek gaan jou vat vanaand. Vertel ons gou van die liedjie voordat ons uitkom by wat presies hier gaan gebeur. Goed. So ek gaan jou vat vanaand, Els, is die nuwe liedjie wat Sonet Bridges vir my geskryf het. Dis 'n dansliedjie. Dit sê dat die vrou in hierdie geval van die liedjie het bietjie meer guts om vir die ou te sê, hoorie, vat my bietjie op die dansvloer want ek gaan die vloer met jou vee, ek gaan jou moeg dans. So vir die vrouens daar buite in hierdie liedjie is ons die wenners. En hoekom het julle gedink daar moet 'n kuier vibe deel wees van die video? Ek dink dis net vir hierdie keer bietjie iets anders te. Daai tyd as ek terugdink aan Davatay by Wyveld, die goeie ou tye julle, was dit so lekker as almal se dans en is informeel. Toe sê ons nee, met hierdie video, kameraman Zander het ook voorgestel, hoekom die Wildebees nie en daar's hy. En dit gaan net lekker informeel wees, ons vir die mense, die publiek gesê. Gratis ingang, kom sokkie, wees net deel en maak die video net lekker en fun. Wat is dit van hierdie liedjie wat vir jou so uitstaan? Dis heeltemal anders. Die mense sal hoor hulle noem dit 'n catchy phrase. Die liedjie begin so, maar soos ek wil jou wys wat jy als mis net omdat jy onbeskikbaar is. So ek gaan die vloer met jou vee. Julle sal die lirieke hoor. Dit is regtig 'n lekker liedjie. En ja, ek het by my woord gehou. Hier is Elsa julle en dankie vir die goeiemôre, good morning span. Waardeer dit so baie dat julle saamkom kuier die hele dag saam met ons. Ek is 100% 'n Leonie my fan. Wie is nie 'n Leonie my fan nie? Nee, regtig, ek dink sy het al so 'n bietjie legende status in ons land en in ons industrie. En ek dink elke liewe persoon het al iewers hulle gate uitgeniet op haar musiek en gelangarm in 'n pub of in 'n klub en wat ook al. So ek's definitief 'n fan. So ek's vandag hierso as 'n bietjie van 'n creative director ook, saam met Zander en skuif 'n lig of twee rond. En toe vra hulle, wil jy nie sommer gou die male lead speel in 'n video nie? Toe sê ek, hoekom nie? Dit sal vir my lekker wees. So musiekvideo's is soos hulle noem micro storytelling. Daar's nie dialoog nie. Dit is 3 minute, 'n song is 3,5 minute of wat ook al. So as jy 'n musiekvideo kan doen en jy kan 'n storie vertel sonder praat, sonder enigiets, dan is dit half 'n ander medium. So as jy dit kan doen, wil ek amper sê jy kan enigiets anders doen ook. Ek sal altyd ondersteun, maar dit is een van die nederigste en plat op die aardse mense wat ek ooit in my lewe teëgekom het. Dit was vir my 'n groot ervaring. Ek was nog nooit deel van 'n musiekvideo nie en ek was al deel van ander produksies maar nog nooit 'n musiekvideo nie. So ja, dit was 'n fenominale ervaring. Dit is duidelik dat almal wat saam met Leonie werk haar as 'n lieflike mens beskou. Ek bly 'n aanhanger en wat 'n voorreg. Ek sien reeds uit na die volgende keer. Rosie, dit was werklik 'n voorreg geweest en ek kon die oomblik ook deel saam met een van ons kollegas, maar ook vriende, Ludwig. Ek kon net gesê, wie is daai oulike ouetjie waarmee jy gesokkie het? Ja, dit was ons liewe Lou. Nee, maar ek sien jy en Leonie is net dik buddies, nee. Ek weet nie hoe ek daaroor voel nie. Dit is net soos ek voel asof ek vervang word. Ek voel asof ons vriendskap verby is. Nee, maar dit is baie oulik. Ek sien so uit om die video te sien en om te sien hoe jy lekker wingwoman speel daar vir Leonie. My dit lyk asof jy regtig 'n lekker tyd gehad het. Ons het soveel pret gehad en ek kan nie onthou wanneer laas ek so lekker gelag het tydens 'n opname van iets nie, jy weet 'n insetsel. Hierdie was 'n eerste vir my, dit was 'n ander soort insetsel en dis regtig net so. Leonie is een van die waarskynlik die mees opregte mens in die bedryf waarmee ek al ooit te doen gehad het. So ek is baie lief vir haar en dit was 'n lekker tyd geweest. Volgende keer moet jy maar ons join. Ek is bly dat jy op lig gevra sodat jy nie kon nee sê nie, want nou kan ons vir jou kyk in die video. Wel, bly ingeskakel want ja, ek is bietjie senuweeagtig. Net hierna kyk ons na my musiekvideo debuut in Leonie Meis se nuwe musiekvideo. Bly ingeskakel.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Ons het sopas na Leonie Meis se nuwe musiekvideo van haar nuwe enkelsnit Ek gaan jou vat vanaand gekyk. Sy kuier nou aanlyn saam met ons. Vriendin, is jy daar? Môre liewe Elsa, gaan dit vriendin? Dit gaan goed, dankie. Is jy tevrede met die eindproduk? Ek dink so, wat dink jy? Wat dink jy van die hele video en ek en jy 2 wing womens gespeel het, wat dink jy daarvan? Kyk, ek dink ons het hard gewerk daai dag en ek dink dit lyk vir my meer as goed genoeg. So ek was senuweeagtig geweest, maar is vir my baie oulik. So ek dink jy kan baie trots wees. Baie dankie. Nee, jy was so natuurlik geweest, Elsa. Soos in jy weet ek het nogal vir jou gelag daar waar jy wat ek op sy skouer tik en jy so gemaak het. Dit was vir my so oulik geweest. Jy was so cute. Nee, rarig. Jy het so goed gedoen. Ek is so dankbaar dat jy daar gehad want verder was ons net die oop gewees vir die publiek geweest. So ek het nie 'n vriendin daar gehad en dit was so lekker om jou te kon nooi en te sê ag asseblief, kom maak dit net nog lekkerder. Wel, die voorreg was myne. Nou moet ons net dis baie belangrik om te sê. Hierdie was nou 'n eksklusiewe kykie want die video en die liedjie is eers van môre af beskikbaar, né? Ja, soos ek het reg het, so net hulle stel hom vry, so net Bridges hulle 6:00 môreoggend Suid-Afrika tyd. So ja, ek kan nie wag nie en ag soos jy sê, dit het regtig baie goed uitgekom. En nee, ek hoop hierdie liedjie doen baie goed, veral omdat hy al die kuierplekke se naam in dit, so Stoetbil, Atsegat, die Baseplek en weer eens 'n bietjie Benoni. Jy aan die einde van die koor sê ons kry my in Benoni, maar is nie te wild vir jou nie. Daar's hy. So ek hoop die mense geniet die liedjie. Net so vinnig, wat was jou gunsteling oomblik tydens die vervulling van hierdie musiekvideo?
gunsteling sou ek sê, ek dink behind the scenes, behalwe as ek en jy nou die video moes maak en ons was nou in die kamera skoot gewees, was die lekkerste om met jou te gesels, rarig, om met jou op te vang oor alles, en ons kon oor baie dingetjies gesels, en ja, wat persoonlik in ons lewens aan die gang is ook, maar in die video self sal ek sê, die ondersteuners, daai troopers wat daar was, wat ge-email het en op Barry se foon ge-WhatsApp het en gesê, hoorie, hoe laat moet ons môre daar wees, op Vrydag by Willebees. Dis so lekker as jy so kyk en sê, daar's daai ouetjie, daar's daai vroukie, hier's hierdie girl, daar's daai ene. Dis lekker om te weet, waar mense ook al is, daai troopers daag op en sê, ons is hier om jou te ondersteun vir die aandse vertoning na die video-opname, en ja, dis lekker om te sien, jy weet, die loyale ondersteuners is nog steeds daar vir jou. En dit is vir my interessant dat jy dit uitsonder, want ek het net nou weer gesê, jy is die mees opregte persoon waarmee ek al ooit in hierdie bedryf te doen gekry het. Ek sê dit onomwonde. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het, en ons sien uit daarna om môre verder na hierdie liedjie te luister en te gaan kyk. Dit was dan Leonie May. Ek gaan jou vat vanaand. Maak seker jy luister môre daarna en kuier volgende week weer saam met ons regstreeks op Via. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.